Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, sirene. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Sirenes van Griekse mitologie is wesens wat half voël en half vrou is, met ongelooflike sangstem wat matrose na hul dood lok. Hulle kom egter in verskillende vorm voor. Voëls met koppe van vroue, vroue met voëlvlerke en voëlpote, half vrou en half vis, baie soos 'n meermin, en as net vroue. Die gemeenskaplikheid tussen al hierdie forme is dat hulle ongelooflik mooi is, met 'n aanloklike stem wat enigiemand wat dit hoor, vasvang of hipnotiseer. Daar is verskillende oorsprongstories oor sirenes. Volgens antieke skrywers was die sirenes of metgeselle van Persephone en 'n slerke deur Demeter gegee om haar te help vind, of deur Demeter vervloek omdat hulle nie daarin kon slaag om die ontvoering deur Hades te stop nie. Hulle sal sterf as mense in staat is om verby te vaar en hul liedjies te ignoreer. 'n ander weergawe het dit dat hulle deelgeneem het aan 'n sangkompetisie teen die Muses op Hera se aansporing. Natuurlik het die Muses gewen. Hulle het die sirenes se vere uitgepluk en vol krone daarvan gemaak. Die sirenes, uit angs omdat hulle die kompetisie en hul vere verloor het in die see geval en eilande gevorm. In die Odyssey en die Argonautica vaar die helde veilig verby deur of die geluid van die sirenes se lied met 'n lier te verdrink, of hul ore met baie was te prop. Vir die grootste deel is hulle agter die dogters van Paucus, ou seegod, of van Achelous, riviergod, of een van die Muses. Hulle jag die kuslyn en woon in 'n weiland. En omdat Circe hulle beskryf het as daar in hul weiland lê, rondom hulle hoope lyke wat wegvrot, lappe vel wat op hul bene krimp, weet ons dat hulle kannibale is, wat hul aanloklikheid gebruik om die kos te kry waarna hulle smag. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, sirenes. Jong sirenes kan 'n sterflike lewe kies, leef tussen mense, verouder soos mense, en het selfs toorkrag soos menslike towenaars sê. Net al toorkuns kan op sirenes werk. Maar as haar nals op enige stadium silwer begin glinster, moet sy terugkeer na haar eie soort. Dit gebeur gewoonlik as sy te veel toorkrag gebruik het. Sirenes voed net op menslike mans. Hulle lok hulle in die water in, het sy met hul verleidelike voorkoms of deur hulle met sang te bekoor. Dan verdrink hulle, begelei hul siele na die ander wêreld, en keer dan terug om aan die vlees te smil, voordat hulle die bene na die wortels van die boom neem, wat lewe gee aan hul soort. Voordat hulle hul slagoffers verdrink, is hulle skoonheid geïnkarneer, geklee in glinsterende goud of silwer. Tydens die verdrinking verander hulle in donkere wesens, geklee in swart, met 'n veelkleurige kapsel. Na die verdrinking verander hulle in 'n skaars herkende vroulike vorm van vellose rooi, wat onverdwaalde vere en kloue uitkring. Nadat hulle in die vlees van hul slagoffers gesmil het,
en die bene onder die boom geplaas het, keer hulle terug na hul volmaakte vorms. Hulle sing vanat hulle hul slagoffers begin verdrink, deur die maaltyd, totdat hulle na hul perfekte vorms teruggekeer het. Die vloek op hulle is om half voël, half vroulike wesens te wees, tensy hulle genoeg toorkrag gebruik om hul ware aard te verberg. Dit verg baie opoffering, die mans wat verdrink en geëet word, om hul toorkrag sterk te hou. Die bene aan die wortels van hul boom voed hul toorkrag. Hulle woon in 'n pragtige see met 'n onderwater waterval. Hulle het 'n weiland bo-gronds wat hulle soms hul tuiste noem. Maak nie saak waar hulle woon nie, hulle lyk altyd dieselfde. Dit is net tydens die voerseremonie dat hulle tot uiterstes gaan. Die meeste sirenes bly in hul perfekte vorm, hoewel sommige daarvan hou om in die donker skepsel transformasie te bly, veelkleurige hare en al, om toorkrag te bewaar. Jong sirenes wat mondig is, moet deur 'n oorgangsplegtigheid gaan, wil eerste slagoffer verdrink. Hulle moet perfek presteer, of deur die ouer sirenes gestraf word. Sirenes beloof waarheid en kennis, net om die dood te bring. Maar as iemand verlig kan wegkom, in plaas van betower deur die lied van die sirene, sal die mens vrygaan en die sirene sal oplos in die water waarin sy staan en een word met die toorkrag van die wêreld. Daar gedink dat as 'n sirene so tydens ontgroening sou sterf, sy in die koelwater sou leef waarvan die res net kon droom. Sirenes weet regtig alles, die verlede, hede en toekoms. Hulle het die gawe van telepatie en kan die gedagtes van mense lees. Dit is hierdie kennis wat hulle in die eerste plek vervloek het. Daar is geen bekende manier om 'n sirene dood te maak nie. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van sirene na Engels. Siren. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldthemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie. Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!